Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand en ja, dit is vir my 'n baie groot voorreg om hier op Radio Kansel se Hartklank, aanlyn radiostasie, 'n bietjie met jou te kan gesels weer eens uit God se woord. Dankie dat jy inskakel, dankie dat jy tyd maak. En nou wil ek sommer ook vir jou vra, promoveer hierdie radiostasie, hierdie aanlyn radiostasie asseblief by jou mense. En natuurlik die woord wat ook bedien word, maak nie saak deur wie nie. As dit vir jou van nut en waarde is, deel dit gerus met iemand. En ek weet dit sal vir hulle tot groot seën wees. Nou ja, ons gaan 'n bietjie vanaand gesels oor afgodsbeelde en gelukbringers en al daardie tipe dinge wat ons baie keer in ons huise en inbring en baie keer in ons karre sit of aan ons lyf dra of aan onsself tatoeëer. Maar net voor ek dit nou gaan doen, lees ek gou vir jou 2 Korintiërs 6 vers 15, net so die eerste gedeelte van daardie versie wat sê, watter ooreenstemming het Christus met Belial? En ons weet nou natuurlik, met ander woorde, watter ooreenstemming het Christus met ander gode of afgode dan nou? Daar is geen ooreenstemming nie. Nou wanneer ons gesels oor afgodsbeelde en gelukbringers, daardie tipe dinge, soos ek gesê het, wat ons in ons huise aanbring, in ons karre sit byvoorbeeld, goeders wat ons aan ons lywe dra en miskien ook tatoeëer, dan weet ek dat daar is wyd uiteenlopende gedagtes hieroor en 'n redelike groot verdeeldheid rondom hierdie gedagte. En dit is altyd my poging om uit die Bybel te gaan soek na antwoorde en dan my opinie hieroor en oor al hierdie tipe dinge dan nou daar rondom te vorm. Ja, soos julle weet, veral in die tegnologiese era waarin ons lewe, het ons baie meer blootstelling aan allerhande forme van afgoderry, beelde, skilderye, gedrukte prente wat ons van reg oor die wêreld kan bestel en allerhande goederse wat ons, jy weet, aan ons lyf sit. Hierdie tipe goeders is vir ons baie keer interessant en dit lyk vir ons mooi en dan bring ons dit in ons huise in en ons sit dit in ons voertuie en dan natuurlik so ook hierdie beelde en tekens en armbande en tokens soos wat mense sê wat ons aantrek en dan aanhang of dan nou selfs tatoeëer. Dis maklik beskikbaar, bekombaar reg oor die wêreld, allerhande geloofsoortuigings van waar af ook al. Dit lyk vir ons mooi, dit lyk vir ons goed, ons bestel dit en binne 'n week land dit hierso by ons voordeur, partykeer nog binne 'n dag of 2 en dan is ons baie gelukkig en tevrede daarmee en dan sit ons dit in ons huise, ons ry dit saam met ons trek dit aan of ons sit dit aan. Jy weet, en ek beleef onder die Christendom 'n tipe van 'n no-care houding, as ek dit so die Engels kan inbring, 'n tipe van 'n aanvaarding en dit maak nie saak nie houding en sien aan baie se lywe en ook in hulle eiendomme, jy weet, en op hulle eiendomme, baie tekens wat wys na afgoderry, gelukbringing, jy weet, spiritistiese, natuurliefhebbers en al daai tipe dinge, natuuraanbidders, kom ek noem dit eerder so. Jy weet, en dan, omdat hierdie dinge van reg oor die wêreld is, het ons baie keer geen benul wat die agtergrond, byvoorbeeld van slagspreuke en beelde en skilderye ensovoorts is, wat ons net eenvoudig in ons huise inbring of aantrek en laat tatoeëer op ons nie. En dan kom die vraag, en dit is my eintlik waar ons vanaand gaan gesels, die vraag is dit, mag ons as kinders van die Here beelde en skilderye van ander gelowe in ons huise hê en armbande en dinge aan ons dra en hangertjies en ringe en alle tipe goeders en na sulke tipe mense toe gaan, jy weet, wat palms lees en al die tipe goedjies en binne in spieëls kyk en kristalballe en al die tipe dinge. Mag ons sulke goeders dra en na sulke mense toe gaan
wat verwys na afgoderry, nê, en wat te doen het met byvoorbeeld gelukbringing. Jy doen dit of jy het dit of jy sit dit aan want dit bring vir jou geluk of jy hoop op geluk, dit bring vir jou veiligheid of dit maak jou of jou omstandighede, jou boerdery maak dit hoe sê 'n mens, dat jy kan voortplant. Nou kom ek hier op die woord nie. En mag ons natuurlik tatoeëermerke van sogenaamde gode of spiritistiese konnotasies in ons laat grafeer of tatoeëer. Ek is so tyd terug en jy gaan kyk daar op Fanny Meyburg YouTube het ek 'n bietjie gesels oor spesifiek tatoeëer en ek dink dit sal vir jou baie insiggewend wees om te hoor ook wat sê die woord rondom tatoeëring en so aan. Jy weet as kinders van die Here het ons volgens God se woord, het ons 'n mandaat van God om na te volg. En die mandaat is van vroeg in ons geloof af, as ek nou praat van ons geloof, die Christen geloof, wat kom uit van Genesis af regdeur tot waar ons die Nuwe Testament nou lees en toepas in ons lewe. Van vroeg van ons geloof af is dit neergepen en die mandaat volg ons regdeur tot binne in die Nuwe Testament. En 'n mandaat, soos ons weet, wat beteken dit? Dit beteken dis 'n tipe van 'n bevel of 'n voorwaarde waar volgens ons moet lewe en wat ons handelinge dan sal rig of bepaal. Daar's 'n mandaat gesit en ek rig my handelinge daarvolgens. En die mandaat is net om gou 'n paar skrifte aan te haal, want onthou ons praat so spesifiek oor afgoderry en beelde en jy weet afgodsbeelde en dinge wat ons in ons huis en saam met ons vat goed wat ons aantrek en op ons tatoeëer. So kom ons kyk gou net na 'n paar skrifte om te bepaal wat is die mandaat wat aan ons gegee word deur God, deur die skrifte en wat ons dan nou met ander woorde moet navolg. Eksodus 20 vers 3, jy sal nou sien ek begin by die Ou Testament, maar moenie worry nie. Ons is nie in die wet nie, ek verstaan. Ons is nie daar nie, maar jy moet hoor saam met my hierdie pad stap dat jy mooi kan verstaan waaroor alles gaan. Eksodus 20 vers 3. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Dit kry ook aan Levitikus 19, Deuteronomium 18 ook. Eksodus 34 vers 15, sluit tog nie 'n verbond met die inwoner van die land Kanaan byvoorbeeld nie, waarheen die volk heen op pad was en die land wat die Here vir hulle sou gee nie. As hulle agter hulle gode aanhoreer en aan hulle gode offer, sal hulle jou met ander woorde uitnooi om dit saam met hulle te doen en jy sal van sy offer eet, jy sal saam met hulle eet al die offervleis en jy sal van sy dogters neem vir jou seuns en sy dogters sal agter hulle gode aanhoreer en jou seuns agter hulle gode aan laat horeer. Dit is die groot ding, die dogters en die seuns, met ander woorde sal die Here verlaat en ander gode gaan aanbid. Paulus het mos gehanteer hierdie ding, hierdie offervleis gedagte, daaroor kan jy 'n bietjie verder gaan lees. Maar die gedagte wat ek vir jou wil tuisbring rondom Eksodus 34 vers 15 en 16 is dat die seuns en die dogters sal God verlaat, met ander woorde die gevaar is, God verlaat en ander gode gaan dien. 2 Korintiërs 6 vers 15, onthou ons kyk na die mandaat, wat sê die woord van die Here? En watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Want dit gaan nie hier oor, jy mag nie 'n ongelowige vriend of 'n vriendin hê nie, dis nie die beginsel, jy mag nie, ek meen ons werk saam met ons is as gelowiges, het ons al hierdie mense, maar dit gaan nie daaroor, dit gaan oor hulle praktyke, die ongelowige dinge te doen nie. Byvoorbeeld onder andere afgoderry en die praktyke op te neem en te doen en wat hulle doen nie. Of vers 16, watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here. Weereens, ons kan ons nie gaan afsonder en toesluit in 'n kluis nie, in ons huise gaan toesluit nie, as wat onder hulle bly, maar hulle praktyke, dit wat hulle doen, hulle gelowe nie aanneem nie, en raak nie aan wat onrein is nie. Sien, hier is 'n gedagte wat hy aanspreek, hy sê, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle vader wees, sê God, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. 1 Johannes 5 vers 21, hoor wat sê Johannes, een van die apostels, hy sê, my kinders,
bewaar julleself van die afgode, Galasiërs 5 vers 19. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, vers 20, afgodery, towery, sonder om verder te lees. Nou dadelik as ons oor die spesifieke skrifte praat, wat ek nou vir jou gelees het, dan is die algemene redenasie, ons buig ons nie voor enige van dit nie, of ons heg nie waarde aan dit soos die bedoeling van ander godsdienste is nie. Dit is net vir ons mooi, of dit is deel van 'n versameling, ensovoorts, ensovoorts. En hieroor dink ek moet ons 'n bietjie gesels, want ek dink, dit is reg om te sê dat baie van ons nie soseer buig voor beelde en dinge nie. Maar ek weet, daar is baie wat waarde heg aan gelukbringers, wat meer waarde en eer heg as wat dit behoort te wees, nê? Met ander woorde, individue glo dat daar waarde sit in voorwerpe wat in hulle huise geplaas word om byvoorbeeld bose geeste weg te hou. Onthou, ek praat hier met kinders van die Here, Christene wat hierdie goed vir my sê. Goeie geeste in te nooi. Hulle sê reg goed en maar met goeie geeste. Nou weet ek nie wat is 'n goeie en wat is 'n slegte gees nie. Want ons het maar net die Heilige Gees, jy weet. Ek praat oor demoniese, duiwelse geeste. Ja, jy weet, om hulle weg te hou, maar wat is 'n goeie gees? Dit kan ons maar net die Heilige Gees wees. Jy weet, of vloeke weg te hou, of geluk te bring, of 'n simbool van vrede, ensovoorts, 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 in ons huise in te bring, veiligheid, beskerming, ons doen sekere dinge, ons het sekere goed in ons huise, ons dra dit vir hierdie tipe dinge, en kinders van die Here heg waarde ook aan hierdie goeders, en dan ook natuurlik net soos die zodiac tekens, waarin vele glo, nê, reg oor die spektrum van gelowe, sterretekens, waaronder jy gebore is, wat jou lot bepaal, ensovoorts. So kom ons delf 'n bietjie dieper. Nommer 1, wat jy in gedagte moet hou, jou siel is in gedrag of in gevaar, jy moet versigtig wees. Eksodus 34 vers 16 sê, om die gode en die heidense praktyke te omarm, stel jou siel in gevaar. Dis hoekom Johannes, jy weet daarso sê in 1 Johannes 5 vers 21, bewaar jouself van afgodery, en Galasiërs 5 vers 19, dit is 'n vrug van die vlees, want jou siel is in gevaar. Onthou, jy moet dit asseblief onthou. Die duiwel soek nie net 'n kuierplek in jou lewe nie, maar hy soek 'n blyplek. Ons sien hoeveel keer dat Jesus, apostels, het hulle duiwels uitgedryf uit mense uit. Hoekom? Want die duiwel soek 'n blyplek. Hy kom nie om te kom kuier nie, hy kom nie in jou huis om te kom kuier nie. Hy kom soek 'n blyplek, en hy soek net 'n toegang, hy soek net 'n oop deur. Hy wil nie 'n kuiergas wees nie, maar hy wil 'n eienaar van jou lewe en van jou huis wees. En nou wil ek vir jou 'n toonaangewende skrif vir jou gee. Gaan lees dit 'n bietjie, Esegiel 13 vers 18. En ek gaan vir jou so 2-3 versies lees. Hy sê, so spreek die Here, weet die vroue wat bande vaswerk aan al die gewrigte van die hande en die sluiers maak oor die hoof van allerhande mense, groot en klein, om siele te vang. Wil julle siele vang van my volk en siele vir julle voordeel in die lewe hou? Met ander woorde, julle doen dit vir 'n inkomste. En julle ontheilig my, sê God, by my volk vir 'n paar hande vol gars, vir 'n inkomste, nê, vir 'n paar stukke brood, om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuns luister. Daarom sê die Here, kyk, ek het dit teen julle bande waarmee julle die siele vang soos voëls. Ek sal hulle van julle arms afskeer, en ek sal die siele losmaak, die siele wat julle vang soos voëls. Onthou net, die reëls van die spel het nie verander nie. Die duiwelse taktieke bly dieselfde, en dit verbeter selfs. Nou praat hulle daar van die bande en die goeders wat hulle, en dit is hoekom 'n mens moet versigtig wees, die goed wat jy in jou lyf sit, dit wat jy om jou nek hang, die bande wat jy om jou lyf bind vir geluk en vir al daai tipe dinge. Wees versigtig, want jou siel is in gedrang. Jou siel is in gevaar, en jy moet jou siel beskerm. Tweedens, hiermee saam wil ek vir die volgende sê, daar is 'n geestelike krag agter hierdie beelde en hierdie dinge wat ons dra, en dit koppel aan punt nommer 1 wat ek nou oor gepraat het, en waaroor ek die skrif vir jou gelees het. God sê deur die profeet Habakuk 2 vers 19, gaan lees dit 'n bietjie daar, en gaan lees die konteks ook, dat daar is geen gees, met ander woorde geen lewe in 'n mensgemaakte beeld, of dan 'n afgod, of 'n armband, of wat ook al nie, maar dis die gees of die bedoeling agter dit, agter die voorwerp, agter die beeld, agter die slagspreuk, wat weet waarvan jy moet wegbly, en wat vir jou 'n gevaar is. En daarom wil ek, die rede hoekom ek dit vir jou sê, is want Paulus sê,
1 Korintiërs 10 vers 19. Hy sê, wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is? Of dat 'n afgodsoffer iets is? Hy sê nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. Sien jy wat sê? Hy sê ook, daar is nie lewe binne 'n afgodsbeeld of die offer. Jy weet dat dit enigstens 'n tipe van 'n waarde het. Hy sê, maar jy moet onthou, mense wat offer aan hierdie goed, daardie afgod staan vir iets. En dit waarvoor hy staan is dit sê vir jou, dit word aan duiwels geoffer. Die krag agter die beeld, die krag agter die armband en daardie tipe goeders, dit is aksies wat gedoen word aan duiwels. Met ander woorde, in die beeld is niks, maar agter die beeld staan iets. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie, sê Paulus, 1 Korintiërs 10 vers 20. En hiermee saam lees ek ook gou vir jou in Deuteronomium 32 vers 17. Hulle het aan die duiwels geoffer wat nie God is nie. Gode wat aan hulle nie bekend was nie. Nuwes wat kort gelede ook opgekom het, met ander woorde nuwe gode, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie, met ander woorde wat julle vaders aanvaar het. Maar hoor wat sê hy, hulle het aan duiwels geoffer. Dit gaan nie oor die beeld wat in jou huis sit nie, maar dit gaan oor die gees wat agter die beeld sit. Hulle het aan duiwels geoffer. Jy sien, hier kom 'n ander element deur wat in ag geneem moet word. Paulus sê die afgod is niks, maar dat dit mediums is, waardeur daar aan duiwels geoffer word, soos Moses ook sê. En die vraag is net dit, en ek los hierdie goed by jou, want ek gee vir jou kennis vanaand. Die vraag is, wil ek goed aan my hang of in my huis sit wat gekoppel word aan duiwel aanbidding, of dan die verering van duiwels of demone? Jy weet, en ek sien 'n tendens in God se woord, veral in die argument dat die goed niks beteken om aan te hou, wat ek dit in my huis inbring, of te dra, as ek nie daaraan waarde heg nie. Jy weet, die tendens wat ek sien reg deur die Bybel, is net dat ons nie voor dit nie net sal buig nie, jy weet, en nie net daaraan sal waarde heg nie, maar dat ons dit moet vernietig. Ek lees hoe leiers, konings, hoe rigters, profete, hoëpriesters, die hoogtes, gaan lees dit 'n bietjie. Daardie plekke waar daar geoffer was aan afgode en die huisgode, die beelde in die huise, waardeur geluk en beskerm byvoorbeeld gesoek was, alle beelde wat aan afgoderry gekoppel was vernietig en dit was gebrand. Lees 'n bietjie net vir agtergrond, 2 Konings, hoofstuk 23. Die saak was vir hulle so ernstig, dat die hoëpriester selfs die as van hierdie goed wat hulle uitgebrand het, hierdie beelde en goed wat hulle uitgebrand het, dat hulle hierdie as daarvan selfs uit hulle direkte omgewing uit weggedra het. Dit is vernietig. Dit was glad nie aangehou in die huise nie. Geen teken van afgoderry of oosterse praktyke wat afgoderry of spiritistiese dinge te doen het nie, was toegelaat in die huise nie. Dit is vernietig. Die mandaat van God was met erns gevolg, want daar was 'n geestelike gevaar daar agter, soos wat ons vroeër gesien het. Jy weet, ek lees in Handelinge 19 en dit kan jy gaan rus ook 'n bietjie gaan lees sommer die hele hoofstuk, waar die toorders, die spiritiste, hulle boeke van vloeke ensovoorts uitgebrand het, nadat hulle tot bekering gekom het. Jy sien, bekering het die oortuiging gebring dat hulle heeltemal moes breek met enige konnotasie aan dit. Onthou, ek gee vanaand vir jou kennis. En dan moet ons ook vir mekaar sê en vra, die heks wat met Halloween in jou huis hang, of enige ander beeld of voorwerp, of iets wat jy dra of getatoeëer het, watse boodskap dra jy uit aan die wêreld en in die geesteswêreld? As kind van God, stuur jy nie dalk 'n verwarrende boodskap dan uit nie? Waar en by wie lê jou lojaliteit in die gees? In watse omgewing maak jy jou kinders groot, moet jy vra? 'n Omgewing waar afgodsbeelde aanvaarbaar is en waarde het, of dat daar waarde aan gekoppel word? Onthou net, ons kinders verstaan nie altyd die dieper betekenisse of die intensies nie, en hulle, jy weet, in hulle volwasse jare neem dan nou hierdie praktyke aan, want hulle ouerhuis
het dit goedgekeur en dit toegelaat, sonder dat hulle werklik die begrip daarvan verstaan het. En natuurlik kom mense in jou huis wat jou nie ken nie, maar tot die konklusie spring oor jou geestelike lewe, of dat jy afgodsaanbidding beoefen, en daarin glo, en dan in allerhande magte en kragte, en natuurlik ook die kosmiese kragte, nie? Of dan dat jy 'n tipe van 'n draadsitter is in jou geloof. Jy weet, dis dinge waaroor ek en jy moet dink as kinders van die Here. En dan 2 laaste gedagtes wil ek gou in jou skoot gooi. Onthou, ek moet dit kort en kragtig doen, want ons het maar 'n beperkte tyd. 2 gedagtes wil ek gou vir jou by jou nog laat. Ek lees in Handelinge 19 dat afgoderry, die beelde wat gemaak was aan die godin Diana, 'n geweldige groot winsgewende besigheid vir hulle eienaars was. Onthou, ek sê dit vir jou om die volgende te sê. As jy hierdie goed koop, ondersteun jy as kind van die Here die voortbestaan van gelowe waarvan God sê jy jouself moet van distansieer en wat God op die einde van die dag en aan die einde van tyd gaan oordeel. En die tweede ding is, ek lees in Numeri 21 vers 8 en ek wil hê jy met hierdie met omsigtigheid hoor en daaroor dink. Ek lees in Numeri 21 vers 8 hoe Moses 'n paal in die woestyn opgerig het, waarna elkeen moes kyk as hulle deur giftige slange gebyt was, dan was hulle genees. Ook lees ek in 2 Konings 18 dat Hizkia later hierdie selfde koperslang wat hulle gemaak het, stikkend gekap het, want die mense het dit toe nou later aanbid of aangehou as 'n tipe van 'n voorspoedtoken, as ek dit in my eie woorde kan sê. Nou Jesus sê in Johannes 3 vers 14, en hier kom my gedagte nou, waaroor jy mooi moet dink. Jesus sê in Johannes 3 vers 14, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Wat ek vir jou hierdeur wil sê is dit, pas op, om te verkeerde waarde aan die fisiese kruis, jy weet, 'n beeld van dit waaraan Jesus gesterf het, te heg. Moenie dat die houtkruis, of 'n goue kruis om jou nek, of 'n staalkruis in jou huis, of in jou kerk, jou bron van vrede, of veiligheid, of sekuriteit word nie. Moet dit nie as 'n afgod behandel of hanteer nie. Moenie dat dit, die kruis, die koperslang, weet word, wat God later moet verag in jou lewe nie. Dis so sekere kerkdenominasies waar beelde van Jesus en Maria en die baba Jesus, jy weet, dit is daar in hulle aanbiddingsplekke en waarvoor mense buig. Hulle soen dit. Die kruis word gesoen, die beeld Jesus, Maria, die babatjie, word gesoen en dit word vereer. Kind van die Here, dis nie van die Here nie. Dis afgodediens. So samevattend, God is 'n jaloerse God, kind van die Here. Ons moet God alleen dien en hom alleen eer. Eer as ons verlosser, God eer as ons lewe, God alleen eer as ons hoop, ons geluk, ons vrede en ons bron van verlossing en beskerming. God, dat ek vanaand vir jou sê, het homself bewys. God het nie nodig om homself te bewys nie, maar God het homself bewys oor al die eeue. Dat God getrou is, en dat God barmhartig is, en dat God vol genade is, en toegewyd is tot sy skepsele, ek en jy, toegewy is tot sy kinders. En daarom wil ek vir jou dit sê, bewys jou loyaliteit, aan God, deur 'n tempel te wees, waar net hy geëer word, en waar net hy in jou huis teenwoordig en welkom is. En weet jy wat wil ek vir jou sê, jy het nie nodig om 'n beeld of 'n kruis te hê, om te sê, daar is my God nie, of daar is die beeld of die teken van my God nie. Weet jy wat, God woon deur sy gees in jou en in jou huis. En weet jy sal hom ervaar as jy hom so eer, want hy woon deur sy gees in jou. Maak seker, dit wat jy in jou huis of jou voertuig sit of aan jou lyf dra of aansit, moenie jou siel in gevaar stel nie. Die duiwel soek wie hy kan verslind nie, en hy soek 'n oop deur tot jou tempel. En dit mag dalk net daardie ding wees wat jy onkundig toegelaat het in jou lewe en in jou huis. Kind van die Here, hierdie was tot jou insig en tot jou lering,
En mag die Here jou rig en mag die Here jou wys die pad wat jy moet bewandel. Ek bid en ek vra Here wysheid, insig en 'n toewyding tot U. Here, soos wat U woord sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele krag en met jou hele verstand. Here, dat ons toegewyd, oorgegee, oorgelewer sal wees aan die Heilige Gees. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Blessings tot volgende keer.